Goeiedag almal, dit is Theo. Jy weet, indien jou voertuig onklaar raak, skakel jy nie die tandarts nie. Jy skakel 'n goeie motorwerktuigkundige. En indien jy probleme met jou tande het, skakel jy nie 'n goeie werktuigkundige nie, jy skakel 'n kundige tandarts. Dawid bevind homself in 'n geweldige, moeilike en gevaarlike situasie. Ons lees daarvan in 1 Samuel 30 vers 6. En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig. Want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Maar Dawid doen die regte ding. Ons lees daar, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Dawid het nie stil gesit en homself jammer gekry of gewonder wat om te doen nie. 1 Samuel 30 vers 7. En Dawid sê vir Abjatar die priester, bring tog die skouerkleed vir my hier. En daarop het Abjatar die skouerkleed na Dawid gebring. En toe begin Dawid in geloof met die Here praat oor dit wat hy wil doen, nie oor sy probleem nie. 1 Samuel 30 vers 8. En Dawid raadpleeg die Here en sê, sal ek hierdie bende agterna jaag? Sal ek dit inhaal? En die Here sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. Ons lees in die woord dat dit was Dawid se lewenswyse om die Here te raadpleeg oor alles in sy lewe. Luister net wat sê hy vir die Here in Psalm 18 vers 1 en 2. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, die knegt van die Here, wat die woorde van hierdie lied tot die Here gespreek het op die dag toe die Here hom gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul. En Dawid het gesê, ek het U hartlik lief, Here, my sterkte. Die Hebreëse woord vir daardie woordjie sterkte is gesek, wat in hierdie konteks beteken, die Here het hom styf vasgehou. Die Here het hom bewaar van gevaar. Die Here het 'n sterk muur van beskerming om hom gebou. En dan Psalm 18 vers 3 en 4. Die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Ek roep die Here aan wat lofwaardig is en van my vyande word ek verlos. Dawid se vertroue in die Here word in vers 3 saamgevat in een kragtige Hebreëse woord. Hy sê daar, die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Daai een woordjie is, die Here is my rots by wie ek skuil. Nou hierdie woordjie skuil is gaza in Hebreëus, wat dui op al die volgende. Geen nood, geen tekort, geen honger of dors, genesing, heling, voorspoed, gesondheid, beskerming, rus, geen vernedering en net die beste van alles as die Here jou rots is by wie jy gaza, by wie jy skuil. En kyk dit hoe wonderlik pas dit in Psalm 91 vers 1 en 2. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Ag, ek wil jou aanmoedig, versterk jouself in die Here. Maak nie saak wat jou probleme of wat jou omstandighede is nie. Hou op kla daaroor en begin om jou te versterk in die Here en roep uit, Here, U is my sterkte.